thirsty and dry, look up in the sky, it's beginning to rain. It's beginning to rain, 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 hear the voice of the Father. Whosoever will come and drink of the waters, promise to pour out His Spirit upon your sons and your daughters.
van blijdschap huppelen aan die einde van mijn reis. Oh, halleluja, halleluja. Jesus komt is voor hier. Halleluja, halleluja. Jesus komt is voor hier. Ek hoor die waterstrome val. Wonderschoen, so wonderschoen. Sal ek van blijdschap huppelen aan die einde van my baan. Halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Ek hoor die waterstrome val. Wonderschoen, so wonderschoen. Sal ek van blijdschap huppelen aan die einde van die baan. Oh, halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Oh, ek hoor die waterstrome val. Wonderschoen, so wonderschoen. En sal ek van blijdschap huppelen aan die einde van my reis. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Halleluja, halleluja. Jesus komt is voor die hier. Ja, prijs die Here, prijs die Here, prijs die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, dat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons dankie dat ons in hierdie oomblikke voor u aangesig kan staan met hierdie wete. Halleluja, ons sing dit. It is no secret what God can do. En ons weet, Here, u is nog steeds aan werk vir hulle wat buite is. Daarom is die Heilige Gees so belangrik in die tyd waarin ons lewe, sodat ons oorskadu sal word met die Gees van God, sodat ons in die voetspore van geregtigheid kan wandel, wanneer ons die Here prys en loof. O Here Jesus, dat alles uit ons binneste uitvloei, tot verheerliking van die groot en heilige naam. Maar ons wil saam bid, die Here, vir die doping met die Heilige Gees in hierdie tyd waarin ons lewe. Dit is so belangrik dat die Gees van die Here in hierdie dae oor ons sal kom, sodat die lewende water weer geopenbaar sal word en dat mense daarvan kan kom drink. Ons wil aan die Here baie, baie dankie sê. Halleluja, dat hy self die lewende water is, die fontein van lewende water. En wanneer ons dan dus gedoop word met die Heilige Gees, word dit 'n fontein van lewende water in ons binneste. En Here, dit is wat nodig is. Want ons weet, as elke een van ons wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees, 'n fontein van lewende water word, sal ons die lewenswater smaak, soos nog nooit van tevore. Here, baie dankie, dat u het ons nie as wese gelaat nie, maar u die Heilige Gees gegee. Daarom bid ons ook vir die mense wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Here, laat hulle waarlik in hierdie dag by die Here sal uitkom en waarlik gedoop word met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag, sodat selfs uit hulle ook
lewende water sal uitvloei, en ons weet dit kan baie mense bereik. Wees genadig, o Here, en staan ons by in hierdie tyd, dat die Gees van die Here nie van ons sal wegkeer nie, maar dat ons meer en meer van die Gees van die Here in ons lewens sal kry. Ons wil U eer, Here, dat U ons waarlik hoor in hierdie aand, dat ons weet, U is nog steeds die doper met die Heilige Gees. Ons eer U, en ons wil dankie sê, ook vir die onfeilbare woord, waarna ons sal luister. Ja, Here Jesus, laat elkeen sy oor met die bloed bestryk word, en laat elkeen sy hele wese vasgevang word in die woord van die lewe, waardeur ons lewe, en ons eer U daarvoor. Halleluja, baie dankie tot verheerliking van die groot en heilige naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is so dankbaar om in die aand so saam te wees, en ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder. Ekskuus. Ek is nie die aanbieder nie, maar ek is die diensknegt wat die woord van die Here aan u sal oordra, en ek is dankbaar teenoor die Here dat ons dit ook dan so kan doen, en ons gaan kyk na die woord van die Here. Ons het laas Sondag aan bietjie gepraat oor die fontein van lewende water, en natuurlik die waters van die lewe, wat die Here gesê het, dat laat hom wat wil kom drink van die water van die lewe. Is baie interessant, dat die Here, soos ek laas Sondag aan ook gesê het, die Here sê, laat hom wat wil. Baie wonderlik, dat die Here die uitnodiging so gemaak het. Want dit hang nie daarvan af, of die Here jou doop met die Heilige Gees of nie. Dit hang van jouself af. Wil jy? Halleluja. Men ons hoor baie boodskappe wat mense preek oor die Heilige Gees, waar hulle bid vir die doop met die Heilige Gees, en hulle bid dat die Here mense sal doop met die Heilige Gees. Het ons al ooit na vore gekom en vir die persoon gevra, wil jy dit hê? Is dit jou wil? Want die oomblik as jy sê, ja, dis my wil, kan die Gees van die Here van jou besit neem, halleluja, want dis jou wil, dat die Gees van die Here, dat jy jou hele lewe in beslag neem, en dat hy deur jou kan werk, en gawes kan deurwerk, en al hierdie wonderlike dinge kan gebeur, want jy het absoluut jouself deur jou eie wil oorgegee aan die wil, dat ek wil drink van die water van die lewe verniet. Prys die Here. Ek het 'n bietjie gaan kyk in die woord van die Here. Hy sê in Jesaja 58 vers 11, hy sê, en die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die waters nooit teleurstel. Ek dink dat hierdie dae is die grootste teleurstelling wat 'n mens kan belewe in die tyd waarin ons lewe, veral as die Pinkster is. En die gaan in die Pinksterkerk in, en dis 'n dooie besigheid. Dis 'n teleurstelling. Jy dit nie verwag nie. O Here Jesus, ek is gewoond aan meer, gewoond die waters borrel op, ek is gewoond die kragwerk, ek is gewoond salwing is daar, ek is gewoond die heerlikheid is daar, ek is gewoond daaraan, ek ken dit so, halleluja, en niemand kan dit vir my anders te voorstel nie, niemand kan dit vir my anders te verkondig nie. Dis hoe ek dit ondervind het, en dit is hoe baie kinders van die Here dit ondervind het. Maar die woord sê hierso, dat die waters, die fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. Daarom sê die woord, 'n fontein van lewende water sal in ons binneste opspring tot in ewigheid. Maar hierdie fontein van lewende water moet nooit teleurstel. Halleluja. Ek
Ek weet, ek het in my lewe ondervind, wat is 'n teleurstelling, wanneer die Here mense wil doop met die Heilige Gees, en dan word hulle weerhou daarvan, predikers kom in, dan sê hulle nee, stop hierso, en ek kan net daardie teleurstelling, ons is besig met te bid vir die doping met die Heilige Gees, en die Here doop met die Heilige Gees en vuur en krag, en ek broer, dis fonteine van lewende water wat oopbreek, en niemand kan hulle stop nie, dan stap die predikers in, dan sê stop, dis genoeg nou eers, ons kan môre aand weer aangaan, en hulle self is gedoop met die Heilige Gees, maar wat 'n teleurstelling. Nadat die woord gesê, dis vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is, en julle kindskinders. Halleluja. Dis nou. En nou sê hulle die stop eers. Dit meen, die water wat hulle het, is teleurstelling. Omdat hulle nie ingekom het en saam begin bid het, dat die Here almal doop met die Heilige Gees wat in die plek is nie. Nee, broer, hulle kom net in om stil te maak. En dit is waar ons grootste probleem is. En daarom sê die woord van die Here, hy sê, en die Here sal jou gedurig deurlei. Hy sê, jou siel versadig. En wanneer ek hierdie skrif lees, dan dink ek dadelijk op Psalm 23. Die Here is 'n herder, niks aan my ontbreek nie. Na waters waar rus is lei en by die een. En hy laat my neerlê op groen weivelde. Dis presies wat hy, groen weivelde, hy versadig jou siel. Waters waar rus is, hy dors jou les. Dis waarheen die Here jou gedurig deurlei. En wanneer ons kyk na wat werklik onder die Pinkstervolk gebeur, dan sien ons, predikers wil die Heilige Gees lei. Eintlik vir die Heilige Gees sê, hulle wil die groen weivelde, wil hulle beperk en afkamp. En hulle wil die waters van die lewe, wil hulle in fore en kanale druk, sodat dit net die rigting sal vloei, wat die prediker wil hê dit moet vloei. En dit gebeur vandag in die kerk, veral in die Pinksterkerk. Halleluja. Hulle kanaliseer alles, een rigting. Dit is om hulle self tevrede te stel, want hulle self het nie die volheid van hierdie dinge waaroor ons praat nie. En om self tevrede te stel, dat nie een in die gemeente bo hom sal uitbeweeg nie. Stop hy eerder alles en hy kanaliseer alles in 'n sekere rigting. En dit is waarom die woord van die Here sê, halleluja, dat ons is 'n tuin wat goed besproei is. Besproei is, dit meen, dis soos reën, die reën van die Gees. Wanneer die Here die hemel oopmaak en die Heilige Gees reëns daal neer, dan sit 'n besproeiing wat plaasvind vir die hele volk. Halleluja, sodat almal kan se dors geles kan word as gevolg van die lewende waters. En soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel. O, prys die Here. En ek wil net dit sê, dat die fontein van lewende water, en hierdie waters wat nooit teleurstel, jou geestelike toestand bepaal of die waters wat jy het ander teleurstel. Jy voel nie, baie keer voel jy nie self die beweging van die Heilige Gees, jy voel nie eens die beweging van enige iets sover die Gees van die Here aangaan nie, geen leiding nie, daar is niks. Halleluja. En dit is waar die probleem lê. Maar dan kom hulle nog, die predikers, dan sê hulle, die salwing, ek voel die salwing op my. En wat natuurlik gebeur, die oomblik, as jy hierdie waters kanaliseer, dan verloor jy ook die heerlikheid. Want die heerlikheid gaan agter die Heilige Gees aan, as ek dit so kan uitdruk. Sodat ons van heerlikheid tot heerlikheid kan gaan. Sodat wanneer ons in 'n plek kom, en die Gees van die Here wil neerdal,
dan bring dit heerlikheid oor die Here vergadering. En wanneer hierdie heerlikheid oor die vergadering kom, kan ons hulle nie stop of keer nie. Ek het in my hele lewe lang gesê, as jy vir my moet vra, waarna lei die Here ons? In waar die rigting? Groen weivelde, waters waar is. Dis hoe die Here ons lei. Nou kom die Heilige Gees, en hy lei en leer ons in die hele waarheid, sodat ons kan verstaan, ten volle kan verstaan, dat die Here lei ons na groen weivelde en waters waar is. Presies hierdie twee dinge, wat baie belangrik is, en dit is waarheen die Here ons lei, dag vir dag, as ons hom toelaat om ons te lei, en as ons uitroep, Here, ek wil, halleluja, Here, nie my wil nie, U wil, dis U wil, dat strome van lewende water uit my binneste vloei, dis U wil, dat daar fonteine van lewende water sal opborrel tot in alle ewigheid, dis U wil, halleluja, dat ons gevul sal wees met die Heilige Gees en die werkinge van die Gees en die gawes van die Gees werk. En alles is werksaam. Dis U wil. En ons het gesê, nie my wil. O Here Jesus, ons roep na die Here, dat ons werklik sal uitroep, Here, ek wil. Nou wil ek 'n fontein, 'n skrifgie lees. Hy sê dit in Hooglied 4 vers 15. Hy sê, U is 'n fontein van die tuine. Een fontein, maar hy is die fontein van die tuine. 'n put met lewende water, wat van die Libanon afvloei. Nou, wanneer ek aan hierdie put dink van lewende water, dan dink ek outomaties in Johannes 4, waar die vrou wat by die put gesit het, en die Here Jesus mag gepraat. En die Here het gesê, as ek jou van die water gee, van die water wat ek het vir jou gee, sal jy nooit dors kry, en lewende water sal uit jou binneste opborrel, wat sy glad nie verstaan het nie. Maar wat hier vir my interessant is dat die Here wil dit vir die mens doen, want hy is die doper met die Heilige Gees. Halleluja. Dat daar lewende water uit hierdie put uitkom, en dis wat met die vrou gebeur het, toe die Here van die water gee, het sy lewende geword, en sy alles net so gelos, haar ou kanne het sy net so gelos, besluit maar hierdie kanne is niks meer werd nie, nee, die skepgoed is niks meer werd nie, laat ek gaan vertel, want ek het hom gevind, wat waters gee van lewe, waarvan jy nooit weer sal dors kry. Ek het hom gevind, en dis die wonder van die saak, as jy eers hierdie gedeelte van Pinkster vind, sal jy nooit dors kry nie. Halleluja. Ek wil net saam lees in Jeremia 2 vers 13. Hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Dit laat my dink aan elke gemeente, Pinksterkerk gemeente. Hulle het vir hulle reënbakke uitgekap. In so mate dat een prediker eendag in 'n distriksvergadering geprofeteer gesê, dat die Heilige Gees is gesetel in hierdie kerk. Ek het daardie tyd om reggejap en gesê, nee. Die Heilige Gees is gesetel in elkeen van ons, wat gedoop is met die Heilige Gees, nie in die kerk nie. Die ou kerkgebou beteken niks vir die Here nie. Ek weet op die einde van die dag het hy verstaan, maar ook eintlik, hy wil het eintlik nie verstaan het nie, want hy het nou geglo uit die regte ding gedoen. Maar dit is wat gebeur. Laat en vir hulle reënbakke uitgekap. Hier sal net dit werk van die Heilige Gees. Hier sal daar 'n taal kom en 'n uitleg kom of 'n profesie. Verder niks. Dis gebarste reënbakke. Hy sê, wat geen water hou nie.
nie interessant? Jy gaan Sondag kerk toe, en dan voel jy drink van die water, jy eet van die brood, jy word in jou binneste gevoed, en dan loop jy by die kerk uit na die tyd, en sê, ons het 'n wonderlike diens gehad, Maandag, waar is jy? Maandag is die water weg. Wat het gebeur? Die ou gebakte of die reënbak wat ons uitkap, hy het net genoeg water vir die oomblik wat jy in die kerk is, of by die gemeente is. Nee. En daar word jou hierdie reënbak gevul met water. En as jy by die kerk uitloop, dan begin hierdie water deur die barste lek, en voor jy jouself kry, is dit weer droog. En dan verwag jy weer volgende Sondag, bid na die Here help dat dit weer na vore sal kom, dat ek hierdie heerlikheid ensovoorts kan vervul. Dan gebeur dit weer, dan gaan jy weer uit die kerk uit, oomblik as jy uit die kerk uit gaan, begin die water uitloop. En dit gebeur nie net met een kind van die Here, dit gebeur met baie. En val in die tyd waarin ons lewe. Halleluja. En hy sê hierdie mooi woorde, Jeremia 17 vers 13, O Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaam staan. Hy sê, wie van my afwyk, sal hier op die aarde geskryf word. Want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Oh, halleluja. Dit is so wonderlik dat in die Ou Testament, soos by Jeremia, het die Here begin praat oor dit wat in die einde van dae sal gebeur. Die mense, dit is vandag nie vir die mense 'n probleem om die lewende water te verlaat nie. Hulle gaan net oor na volgende kerk toe, en dan kyk hulle daar gelukkig stap hulle oor na die volgende. Waarom? Want hulle is dors. Hulle is honger. En hulle soek om versadig te word. Maar hulle kry nie op baie plekke nie. En hy jou versoek en aansoek, en op die einde van die dag, kom het daarop neer, jy het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Want as jy dit gehaat het, sê jy nie omgegeet, wat Sondag in die kerk kan gaan nie, of jy sal, as jy nie by die kerk kan uitkom, jy sê jy nie bekommernis gehad het nie, wat, jy het dit in jou, halleluja, en dit kan in jou werk terwyl jy alleen is, deur jou werk terwyl jy alleen is, die heerlikheid gewaar, alles gewaar terwyl jy alleen is. Dis wat die Here vir ons elkeen bedoel het. Nou moet ek wag vir volgende Sondag, net om weer geboost te word, as ek het so kan uitdruk. En dit hou nie eers paar uur nie, dis sommer net so, dat jy dit vergeet en dis verby. Maar dit is nie wat die Here vir ons bedoel het. Dit meen 'n fontein wat opspring tot in ewigheid. Dis standhoudend. Want wie is die fontein van lewende water? Die Here Jesus. En waar is hy? Hy is in ons en ons is in hom. Dit meen hierdie fontein is in ons. Ons het nie nodig om na 'n ander plek te gaan of na ander mense te gaan sien nie. Ons het die fontein van lewende waters in ons. Dis ons wat dit toestop. Dis ons wat dit stop. Dis ons wat keer dat dit in volheid kan werk. Ons wil dit net hê soos wat ons dink dit reg is, want ons wil nie ander mense afskrik nie. En die woord van die Here gaan verder. Ek het nou die een vers gelees, maar ek wil gou Jeremia 2 vers 11 lees. Hy sê, kom daarop neer, aan 'n nasie het afgode, en hy kom en sê, of 'n nasie sy God verruil, wat nie eers gode is nie. Is baie interessant, dat 'n nasie sy gode verruil, die nasie is eintlik sy heerlikheid verruil,
vir wat geen gode is nie. Maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Halleluja. Hier is vir my iets wonderlik. Die heerlikheid bring vir my voordeel. Halleluja. Dis die Heilige Gees, doping met vuur en krag, fonteine van lewende water, riviere wat vloei. Halleluja. En dit is alles tot my en u voordeel. Wat die Here vir ons sê, moenie dit verruil wat jy ontvang het, vir wat geen voordeel is nie. Dis waar ons sien het vandag in die kerke. Vroeger jaar om kerk toe te gaan was vir jou voordeel. Want jou siek mense het gesond geword. Ja. Die mense wat gekom het deur die bloed, gered is, halleluja, dit het daar in die gemeente gebeur. Die mense wat gedoop is in die water, dit daar in die gemeente gebeur. Ja, dit was 'n voordeel gewees, want jy het geweet, jou vriende, jou kinders, jou familie, ja, as hulle daar kom, kan die Here vir hulle werk doen, want daar gebeur die werklike ding. En dis alles gaan gepaard met die heerlikheid. En ons het dit so ondervind in ons lewens. Die oomblik as die Here iemand red, dan was daar 'n heerlikheid. Die oomblik as daar gedoop word in water, dan was daar heerlikheid. Dit was altyd heerlikheid. As gevolg van die reaksie op die woord van God, was die heerlikheid altyd daar gewees. Maar wat se voordeel is daar vandag in die Pinksterkerk? Vir jou gees, vir jou hele wese, vir jou alles. Wat se voordeel? Niks. Want die gees van die Here werk nie eers nie. En dan gebeur niks nie. Wat se voordeel kan dit hê? Geen voordeel nie. Nou sê hy die 12de vers, verbaas julle hieroor, o hemel en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek die Here. Dit meen, julle staan verbaas, o hemel, julle huiwer, verstyf heeltemal van skrik. Kan dit moontlik wees? Kan dit gebeur, dat die volk sy heerlikheid verruil, vir wat geen voordeel is? Ek praat geestelike voordeel. Want baie verruil vandag die Here Jesus vir finansiële voordele. Nou, vir finansiële voorspoed evangelie. Dit hou vir my 'n voordeel in. Maar dis eintlik nie 'n voordeel, dis eintlik 'n nadeel. Halleluja. Want hulle het my verruil. Hulle het my verlaat, wat die fontein van lewende water is. So wat gaan hulle kry? Niks. En dan natuurlik die 13de vers. Hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Waarom 2 verkeerde dinge? Die eerste een is, hulle het hulle heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Die tweede een is, antwoord hy nou net na dit wat ek gelees het. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Is nogal interessant. Hulle moet hard werk om hierdie gebarste reënbakke uit te kap. En weet jy wat? Dis gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Hy hou die water vir 'n oomblik. Ja, en as die water ophou vloei in hierdie bakke, dan loop die water weg. En dit hou vir hom geen voordeel in nie. En wat hier vir my natuurlik direk met ons praat is, die reënbakke, of die gebarste reënbakke, wat ons uitkap, hierdie reënbakke, dit is ons, hierdie liggaam van myself, wat
eintlik 'n reënbak is. Maar 'n broer, dit is so gebars, die water loop oral uit. So ek sê, die Sondag in die kerk, en hulle gooi 'n bietjie water in, 'n broer, en dan loop die water uit, en as jy Sondag aand, as dan nie diens is by die huis is, dan is al die water weg, dan is jy dieselfde toestand as wat jy was, voordat die Sondagdiens aangebreek het. En al hierdie dinge waarvan die woord praat, hou vir ons geen voordeel in. Want ons het vir twee verkeerde dinge gedoen. Ons het die heerlikheid verry, en ons het vir ons reënbakke uitgekap. Hy sê gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Nou, hier is 'n interessante ding. En dit is dat, wanneer die fontein of die strome van lewende water in die binneste is, vloei dit uit. Halleluja. Maar, dit hou, die stroom of die fontein hou my vol, terwyl dat daar water uitvloei, terwyl om vir ander mense tot voordeel te wees. En ek wil vandag vir u sê, dat hierdie lewende waters, waarvan die woord praat, is nie net vir my tot voordeel. Dit het 'n voordeel vir elke kind van die Here wat jy ken, vir almal met wie hy te doen het. Dit hou 'n voordeel in. Maar dan moet ek nie gebakte reën, 'n uitgekapte reënbak hê. Ek moet nie 'n gebarste reënbak waar die water uitvloei, dat daar niks is nie. Ek moet die fontein hê, ek moet die stroom hê, want dit is volhoubaar. Halleluja. Om daai ene wat dringend die Here nodig het, en die Heilige Gees nodig het, en die waters van lewe nodig het, sodat dit aan hom gegee kan word, aan haar gegee kan word, deur wie? Deur ons. Want ons het die fontein. Ons het die strome. So ons moet dit kan gee. Halleluja. Sodat ander se dors geles kan word, en dat daar voedsel vir hulle ook is. Dis wat die Here wil hê. En daarom is dit belangrik dat ons dit nooit moet vergeet. En dit is, waarheen lei die Here ons? Nou hier is 'n wonder. As die Here jou lei, waar loop hy, voor of agter? Die Here het nog nooit iemand aangejaag daarna. Die Here het altyd gevra. Halleluja. Want wat help het, die Here jaag iemand aan, na groen weivelde en na waters waar rus is, broer, en hy doen niks nie, hy eet nie, en hy gaan drink nie van die water nie. Ek meen, dit is nie vir hom belangrik nie, net so lank hy lewe. En dit is waar baie kinders van die Here is. Net so lank hulle hierdie Pinkster lewe het, is hulle tevrede. Hulle het nooit weer gekyk, is die bakke vol water. Hulle het nooit gekyk of die strome van lewe, die water, en die fontein van lewende water, of dit binnekant nog is. Want net dit kan jou geestelike ten volle herstel. Want dit is deur die Heilige Gees wat hierdie dinge werk, en deur dit gebeur daar wonderlike dinge. Halleluja. Prys die Here, terwyl ons hierdie koortjie ken, here's my cup, Lord, I lift it up, ons eerder sê, Here, here's my body, Lord. Vul dit op met fonteine van lewende water en strome van lewende water, sodat dit tot voordeel vir myself en tot voordeel vir almal sal wees wat na my luister en na jou luister. Dis waarom die Here dit vir ons gegee het. Halleluja. En ons weet, ek het dit laas Sondag verduidelik,
dit is deel van die wedergeboorte. Hy sê want, hierdie woorde, hy sê want dit wat uit die vlees gebore is vlees, en dit wat uit die gees gebore is gees. En die geestelike geboorte sluit die waters van die lewe in, die Heilige Gees in, en ook die bloed. Dit word ingesluit. As ek wil geestelik wil lewe, moet ek deur die Heilige Gees, moet daar 'n geboorte in my plaasvind. Ek moet so weer gebore word, sodat ons nie meer na die vlees sal wandel, maar na die Gees. Vader, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so, ook op die aarde. Dankie Here Jesus, dat ons deur u tot die Vader kan gaan, maar ons wil u in hierdie aand prys. O Here, u is die fontein van lewende water. U is die strome van lewende water. O halleluja. U is die lewendmakende Gees. En u is die doper met die Heilige Gees. By u gaan dit nie of ons wil nie. Here, by u gaan dit. Laat u vra, laat hom wil. En as hy vra, dan gee u. En gee ons genade, dat ons sal vra, strome van lewende water. Daarom sê hy, laat hy wat hoor sê kom. Ons het gehoor van die lewende water. Ons het gedrink daarvan. Ons moet sê, ja, kom. Maar die Here het hom nog steeds af vir die een wat wil kom. En dit is waarvoor ons bid in hierdie dag. O Here, dat hulle wil, hulle sal drywe, totdat hulle gedrink het van die strome van lewende waters. Here, daar's nie mooi praatjies hier omtrent nie. O nee, Here, dis, jy wil of jy wil. En Here, daar's baie maniere wat ons vir mense verduidelik, o, as jy gedoop word met die Heilige Gees, maak so en maak so en maak so. En Here, dit werk nie. Dis elke een se wil, want dit werk. Halleluja. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat ons so kan bid, vir die wat al reeds gedoop met die Heilige Gees, maar ook kan bid, vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Here, laat die strome van lewende water, en die fontein van lewende water, in hulle binneste sal vloei en opspring, tot die eer en heerlikheid van u naam. En die Here, dat dit 'n voordeel vir onsself en vir almal rondom ons sal wees. Ja, Here Jesus, 'n voordeel vir hulle aan wie ons die evangelie uitdra. Baie, baie dankie dat u ons toegerus het met die Heilige Gees, krag en vuur, heerlikheid, en ook vir ons fontein van lewende water gegee en strome van lewende water. Aan die Here al die eer, want dis hy alleen wat dit kan doen. Here Jesus, laat die volk van God se dors geles word. Want Here, daar's baie wat soek in hierdie dag na 'n Pinksterkerk waar die Gees van die Here werk. En Here, dit is omdat hulle honger en dors na dit wat hulle in hulle lewe gesmaak het, maar dit stil geword. Gee genade, Here Jesus, dat alles weer sal oplewe en laat u daardeur verheerlik sal word. Halleluja, want dit is ook u wil dat ons moet drink van hierdie water. Baie, baie dankie, Here Jesus. Halleluja, en ons eer u, dat u ons elke ene se gebede hoor, en dat ons waarlik in hierdie dag
sal drink van die lewende waters, tot voordeel van onsself en van ander mense. Halleluja, prys die Here, dankie Here Jesus. Ja, Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, o ander na die water, o Here Jesus, wat nie uit 'n put was nie. Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie, o halleluja, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. O sy gaan weg sing, sy kom terugbring, o yes, ander na die water, wat nie uit 'n put was nie. O Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, ander na die water, wat nie uit 'n put was nie. O Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie, nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, ander na die waters, wat nie uit 'n put was nie. Ja, Jesus gee haar waters, wat nie uit 'n put was nie, nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, ander na die waters, wat nie uit 'n put was nie. Ja, Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, ander na die water, wat nie uit 'n put was nie. Jesus gee haar water, wat nie uit 'n put was nie. O, wat nie uit 'n put was nie, wat nie uit 'n put was nie. Sy gaan weg sing, sy kom terugbring, ander na die water, wat nie uit 'n put was nie. O Here, dankie vir die water wat U ons gee om te drink. Here, ons prys U daarvoor in U wonderlike naam. Halleluja. Prys die Here. Ons is dankbaar teenoor U almal wat elke Sondag aand so saam met ons rondom die woord vergader, oor die Heilige Gees en die waters ensovoorts. En daarvoor eer ons die Here, want ons weet, dis wat die Here vir sy volk wil doen. Kom, laat ons wil, en ons sal ontvang, bokant dit wat ons gedink het. Mag die Here U almal seën, tot verheerliking van sy groot naam. En ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen.